Ons kyk na die Sabbat. 'n Baie warm tema en dis 'n tema, ek moet sê, wat al baie gelowiges uitmekaar uitgeskeer het. En dis jammer, want dit is 'n pragtige tema, soos baie ander temas in die skrif wat mense 'n skrif hier en skrif daar so vasgryp en met daai skrif hardloop sonder om na die ander skrifte in dieselfde tema te kyk en dan mense uitmekaar uit te skeer. En ek is baie jammer, dis die werk van die duiwel. Johannes 10 vers 10 praat Jesus van die dief wat kom om te steel, te slag en te verwoes. So waar ook al jy sien verwoesting, verwerping, kritiek en stikkend maak van dinge, moet jy weet, iewers agter dit is die duiwel wat deur leuns, deur vervalshede mense uitmekaar uitskeer. So ek het dan 'n baie ewige taak hier so om oor die Sabbat te praat. En ek wil dit so doen en ek wil vra reg in die begin dat ons harte nederig maak en sê, Here, ons begin met die denke. Ek weet nie alles nie. Ek het iets om te leer. So as ons met daai denke begin, wat ook al jou sterk gevoelens oor hierdie kant of daai kant toe mag wees, ek en jy weet nie alles nie. Ek weet nie alles nie. En ons het almal nodig om van mekaar af te leer, en een skrif by homself, wat ook al die skrif, is nie voldoende om die hele lering te sien nie. Ons moet skrif na skrif na skrif na skrif kyk. Ek kan voorbeelde gee. Daar's baie voorbeelde waar mense 'n skrif vasvat en dan in 'n rigting hardloop wat die ander skrifte oor daai tema heeltemal verwerp. Ek wil dit nou nie eintlik doen nie, maar sê maar die fees van feeste, die wet, die feeste. Daar is dinge wat in ons omgewing baie oor gepraat word en mense het baie sterk gevoelens, en as jy kyk na die feeste, is die Sabbat een van daai. Maar die fees van Tabernakels is 'n interessante fees. En die Israeliete was beveel om dit te hou en so aan. Maar elke een van die feeste, elke een van die wette wat deur God gegee is, dus deur die Heilige Gees geïnspireer is om te doen, het 'n vervulling in die Nuwe Testament. En elkeen wys vorentoe na Jesus. So, die wet is, God het die wet gegee. Dis definitief van God af gekom. So, ons kan nie sê dis onheilig nie, dis verkeerd nie. Die wet is van God gegee. Maar die wet, so wonderlik as wat dit was, kan jou nie red nie. Jy verstaan? Dit kan jou nie red nie. Dis net die bloed van die Jesus op die kruis van Golgotha wat ons kan red, en die wet wys vorentoe na dit. En die fees van Tabernakel, al die feeste wys vorentoe daarna. Die lam wat geslag is op die Pasga, wys vorentoe na die lam wat geslag is. So, as ons die groot prentjie raak sien, dan val al hierdie dinge in perspektief, dat dit 'n fondasie is vir daai groot prentjie, en nie 'n voleindige ding by homself nie. Okay. So, dis belangrik om te sien. So, ek gaan nou probeer na die groot prentjie van die Sabbat kyk. Maar ek wys net 'n voorbeeld van die fees van Tabernakels. Het was 'n wonderlike fees. Hulle moes een keer die jaar kom en in Tabernakels bly en so, dis 'n wonderlike ding. Maar as jy kyk na 1 Korintiërs 3 vers 16, sê dit daar so, julle liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? 1 Korintiërs 6 vers 16 sê soortgelyk. Nou kom ons in Openbaring 21 waar dit sê die tabernakel van God
het gekom en by mense gebly. Hy kom om in ons te wees. As jy kyk na Johannes 17, die Jesus se gebed, dat ons in hulle kan wees en hulle in ons, die groot prentjie van die tabernakel is God in ons en ons in hom. Dis die groot prentjie. En as jy dit nie sien met die fees van tabernakel, dan mis jy dit. Verstaan? Dis belangrik dat ons die groot prentjie van al hierdie dinge sien. En so, byvoorbeeld, die gawe van tale is iets wat ook mense stikkend maak. As jy regtig na daai gawe kyk, Ou en Nuwe Testament, en ja, daar is baie in die Ou Testament wat wys daarop, dan sien jy dis een van die beste, as nie die wonderlikste gawe nie. En dis iets wat die Here prys en loof, en dit is die senter van die denke van intersessie. Dis intersessie. Dis eintlik wat dit is intersessie. Dis 'n gebedstaal wat vir die Here gebruik is om te bid wanneer ons nie weet wat om te bid nie, wanneer ons desperaat is, wanneer ons dan in daai taal bid. En so sien jy die groot prentjie is in intersessie. Nou kyk jy ook na die Ou Testament, die skrifte daaroor, en die Openbaring waar daai wierookbak, God by daai wierookbak. Die wierookbak is al die gebede van die gelowiges, dan sit God by daai. En dan word alles vervul. So hy is ook, in die Bybel praat van hy is ons intercessor. Is dit nie? So jy sien hier die groot prentjie van intersessie, wat in daai klein gawetjie wat lyk asof dit onbelangrik is, en dit vervul word. Maar jy moet die groot prentjie sien. So kom ons kyk na die groot prentjie van die Sabbat. En ek gaan nie 'n volledige studie gee nie, want dit gaan 'n baie lang en groot studie wees, maar ek wil net 'n paar punters wys, dat ons die groot prentjie kan sien. Ons kyk in Matteus hoofstuk 12. Matteus hoofstuk 12. En so besef ons dat hierdie, soos al die ander Oud-testamentiese wette en bevelle, eintlik iets hier baie wonderlik is. Matteus hoofstuk 12 en vers 5. En as jy voor dit kyk, vers 1, in hierdie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop, en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. So wat gebeur hier? So dieselfde wat ons vandag sien, hulle kritiseer. Jy doen iets wat nie geoorloof is op die Sabbat nie. Nou antwoord Jesus daai kritiek. Vers 3, maar hy sê vir julle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het nie? Hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was nie geoorloof was nie, om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters, dis 'n interessante dingetjie, die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is? Wat het die priesters gedoen wat die Sabbat ontheilig het, maar tog onskuldig was? Ons lees verder, vers 6. En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Daar is nog 'n ding. Daar's 'n groter prentjie wat jy nou moet kyk. Hulle is besig om kritiek af te lewer, maar een wat groter as die tempel is hier. Maar as jy geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Offerande was die Oud-testamentiese wet. Hy kyk na barmhartigheid, in ander woorde, hy kyk na die hart. Nie net 'n godsdienstige ding wat ons doen nie, maar hy kyk na die hart. Hoe lyk die hart? So julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. In ander woorde, hy kyk na die disippels daar
en sê die disippels was honger en hulle het are geëet. Julle moes barmhartigheid gewys het, hulle sê hierdie disippels het kos nodig. Want die seun van die mense is Here ook oor die Sabbat. En dit is baie interessant, vir die hele Sabbat lering, wys dit hierso, hierdie kant toe en daai kant toe, is dit nie, en dit wys dat Jesus oor die Sabbat is. En dat daar die priesters geoorloof was om die Sabbat te breek en onskuldig was. Wat het hulle gedoen? Wat die Sabbat gebreek het en tog dat hulle onskuldig was. Nou daar is 'n hele studie by homself. Ek gaan net vir julle highlights gee daarvan sonder om na al die skrifte te gaan. Daar's 'n hele klomp skrifte daaroor. Maar as jy kyk daarna, sien jy daar 'n wet van God uitgegaan het. Julle onthou toe die tabernakel net klaar gebou was en daar in die woestyn, die pragtige tabernakel met die ark en die offerande, die wierookbak en al daai goeders wat pragtig gedoen was. En toe het Moses en Aaron ingegaan, het al die beeste wat geslag was en wat ook al was al klaar geslag en die hout was voorberei op die altaar maar daar was nog die vuur aangesteek nie. Dit was alles voorberei en toe Moses en Aaron uitkom, toe kom die heerlikheid van die Here en vuur kom uit die hemel en steek daai altaar in brand. God het die vuur aangesteek. En toe gee God vir die priesters se wet. Julle mag nie toelaat dat hierdie vuur uitgaan nie. So hulle moes dag en nag, Sabbat ook dag en nag en seker maak dat daai vuur aan die gang is. Hulle mag nie. En dit is wat die priesters gedoen het. Wat die Sabbat ontheilig, hulle het gewerk op daai dag om seker te maak die vuur gaan nie uit nie. So en daai vuur was die hele tyd in die woestyn aan die brand gebou. Op een of ander tyd, ek weet nie wanneer nie, moes daai vuur uitgegaan het. Miskien in die beloofde land waar hulle dit sê nie vir ons nie. Maar toe het Salomo 'n tempel gebou. En ek dink iets soos 20.000 beeste of skape of wat ook al geoffer. Dit was 'n massiewe ding, 'n groot altaar wat hy gebou het. Die vuur reg, die hout reggemaak en toe die heerlikheid van God oor daai tempel gekom en vuur het gekom en daai aan die brand gesteek. En toes weer daai wet in vervulling, julle mag nie hierdie vuur toelaat dat hy uitgaan nie. En in die Nuwe Testament sê, kom ons gaan eers na 'n ander ding. Op die Pinksterdag het die vuur gekom en daai disippels aan die brand gesteek. Tale het oor hulle gekom, hulle het tale gespreek, maar die belangrike ding daar was so tonge van vuur wat hulle aan die brand gesteek het. En in Tessalonisense sê dit also, julle mag nie die Heilige Gees uitblus nie. So daar sien jy, hierdie is 'n vuur wat aangesteek word. En daai vuur gaan ook aan die Sabbatdag moet dit gehou word. Jy moet seker maak daai vuur in jou word nie uitgeblus nie. Okay, so dis 'n interessante dingetjie. Daar's 'n hele klomp skrifte daaroor. Daar's vreemde vuur wat gekom het in Levitikus waar Nadab en Abihu, twee van die seuns van Aaron, hoofpriester geslag, gekom het met 'n vreemde vuur en dit voor God gebring het. En hulle was op die oomblik doodgeslaan. Want jy mag nie 'n vreemde vuur bring nie. Moet God se vuur wees. Hulle was veronderstel om God se vuur aan die brand te hou en hulle het 'n vreemde vuur gebring. So, is interessant. Nou, wil ek net kyk, ek het so baie skrif hier, maar ek wil nie deur hulle alles gaan nie. As ons kyk na die Sabbat self, die denke, verskillende denke oor die Sabbat. Daar's twee dinge wat ons in die skrif baie duidelik sien. Jy kan dit nie weggooi nie. Die een is dat
Jesus en die disippels gereeld op die Sabbat aanbid het. Hulle het in die sinagoges gegaan, hulle het daar bedien, hulle het daar aanbid. Dit was iets wat gereeld, jy kan dit nie uitgooi nie. Jesus en die disippels het gereeld op die Sabbat aanbid. So as dit verkeerd is om op die Sabbat te aanbid, dan is Jesus nie 'n vlekkelose lam gewees nie. Dan het hy gesondig. So is nie verkeerd om op die Sabbat aanbid nie. Die ander ding wat ons definitief sien, is dat die vroeë gelowiges definitief gereeld op die eerste dag van die week aanbid het. Die Heilige Gees het gekom op die eerste dag. Hulle aan die brand gesteek en weer het hulle saamgekom op die eerste dag, selfs baie jare daarna skryf Paulus vir die Korintiërs 16 vers 1 en 2 en sê, wanneer julle bymekaar kom op die eerste dag van die week, moet julle offerandes bymekaar maak sodat ons dit na Jerusalem toe kan stuur. Dit wys my hulle het bymekaar gekom op die eerste dag van die week. So al twee dae kan jy nie weggooi nie. Dis nie verkeerd om op die Sabbatdag te aanbid nie, en is ook nie verkeerd om op die eerste dag te aanbid nie. Al twee het gebeur in die skrif. Nou lees ons Romeine hoofstuk 14. Romeine hoofstuk 14. In vers 5. Romeine 14 vers 5. Kom ons lees van vers 1. Dit is 'n bietjie konteks gee. Dis Paulus wat aan die Romeinse Christene skryf en dit sê daar so, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. So hy praat hier so van oordeel, mense wat oordeel. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Dis interessant. Die swak is eet dit vegan. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet nie, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. In ander woorde, God kyk na die hart. Nee, dis die beginsel hierso. God kyk na die hart. Vers 4, wees jy wat die huisknegt van die 'n ander oordeel. Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. In ander woorde, daai gaan ook oor oordeel. Is dit nie? Vers 5, die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. In ander woorde, wees versigtig om nie te oordeel nie. Daai een wat die Sabbat hou, hy hou dit tot eer van die Here. Daai een wat die eerste dag hou, hy doen dit tot eer van die Here. God kyk na die hart. Ons moet dit regtig aansien. God kyk na die hart. As daai Sabbat hou, of daai Sondag hou, net 'n dooie ritueel is,
dan beteken dit niks. God kyk na die hart. Jy verstaan? God, jy weet, ons kan sê, ons bedien op 'n Sondag omdat die vroeë Christene op Sondag daar was en ons gaan kerk toe en ons kom terug en ons het niks gewaat nie, want ons hart was verkeerd, vol oordeel vir daai ouetjie wat nou nie daar was vandag nie. Wees versigtig vir oordeel. Dit is net 'n sagte woord. Wees versigtig vir oordeel. Seën die wat iets anders, net solank soos hy die Here dien. Ons is gered nie deur die Sondag of deur die Sabbat nie. Ons is gered deur geloof in die Here en sy bloed wat uitgegiet is op die kruis van Golgotha. Dis waar ons redding van kom. Nie om op 'n eerste dag of op 'n sewende dag of op 'n vyfde dag of wat ook al dag. Dis nie die dag wat saak maak nie. Dis die hart vir die Here. En ons redding kom van die kruis van Golgotha. So dis belangrik. So kom ons gaan na 'n ander baie interessante ding oor die Sabbat. En soos ek gesê het, hierdie is definitief nie 'n baie volledige studie nie, maar ek wil ietsie sê en ek gaan na Hebreërs toe, maar voor ek Hebreërs toe gaan, wil ek teruggaan na Genesis toe. En ek gaan net daar quoteer. In Genesis hoofstuk 1 sien jy die 7 dae van die skepping, wel die 6 dae van die skepping, dan die 7de dag wat hy geseën het, nee. En as jy dit deurlees, ek gaan dit nou nie deurlees, maar ek sê net vir julle kan dit self gaan lees. Elke dag van die skepping begin of eindig met, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit was aand en dit was môre die tweede dag. Het julle dit al gelees? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kom die Sabbat. En dit sê nie dit was aand en dit was môre die 7de dag nie. Want daai was 'n ewige rus. God het 'n ewige rus ingegaan en Adam en Eva in daai ewige rus ingeneem. En julle weet die werk wat die Lewiete gedoen het. God het vir Adam gesê, tend the garden, ek weet nie wat, bewerk die tuin. Daai woord wat daar bewerk in die Hebreëus is presies dieselfde woord as wat die priesters gedoen het toe hulle die werk van die tabernakel gedoen het. Dit was 'n werk wat Adam en Eva op hulle Sabbatsrus moes gedoen het. Want daai tuin van Eden was die plek wat God afgekom het en met hulle in rustigheid gestap het. Dit was 'n ewige rus. Dit was nie ewige aand en môre nie. Totdat hulle gesondig het. Toe is hulle uitgedryf en toe moes hulle die land bewerk wat dissels, dorings en dissels gaan opbring en waar die dood gekom het. Jy weet, evolusie het 'n lering wat oral oor die wêreld gaan, dat dit miljoene jare geneem het om vir al die pragtige dinge wat gebeur. Oor die miljoene jare van ietsie wat lewendig en dood is en lewendig en dood is, dan verder en verder ontwikkel totdat ons het wat ons het. Die hele evolusie leer is gebaseer op dood. Sit nie. Maar die sonde, die dood het gekom toe die sondedag gekom het. Voor dit was daar nie dood nie. Jy verstaan? So in daai Sabbatsdag, die rus van God, het Adam en Eva in daai rus met die Here gereeld ontmoet. Dit sê nie vir ons hoe lank nie. Dit was net 'n ewige rus. Hulle het daarso gekom en dadelik het die Satan gekom en vir Eva versoek om daai vrug te neem en vir Adam ook te gee en hulle het gesondig en hulle was uit daai ewige rus uit. Nee. So, en daar was engele wat die weg beskerm het, dat hulle daar so weer terugneem. Nou, in daai tuin van Eden was 2 bome. Daar was baie bome, maar 2 bome spesifiek. Die een was die boom van die kennis van goed en kwaad en die ander was die boom van die lewe.
God het hulle beveel, hulle mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Dit reg? Dit was die bevel. Maar daar was nie 'n bevel dat hulle nie mag van die boom van die lewe eet nie. Ek onthou as ek klein het ek gedog, as Adam net gou gegaan het van die boom van die lewe geëet, dan sou ons okay gewees. Ek onthou dit as ek dit gedink. Maar toe kon hulle die engele het daai weg beskerm na die boom van die lewe wat hulle nie mag gaan eet nie, sodat hulle nie vir ewig leef nie. En so het die dood ingekom. Maar toe kom Jesus. En hy sê, ek is die boom van die lewe. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Wie na my toe kom, sal vir ewig lewe. Hy sê vir daai vrou, was dit vir Martha, weet jy nie, ek is die opstanding van die dode, ek is die lewe. En dan sien jy prentjies oral, Psalm 1 en sommer die hele klomp prentjies, Esegiel 37 en so aan, sien jy die prentjies van hierdie boom van die lewe wat altyd vrug dra en die vrug hou nooit op nie en so aan, en alles wys vorentoe na Jesus wat die boom van die lewe is dit nie? Daai ewige lewe en ewige rus. En dan sien jy, God gee vir hulle bevel om die Sabbat te hou. Maar daai Sabbat hou, vorentoe gekyk na ewige Sabbat. 'n ewige rus. En weer sien ons daai, dat daar bevel was, dat dit vorentoe gekyk het na 'n ewige rus, julle sal nog in die rus ingaan. En dan lees ons hier uit Hebreërs daaroor, daai ewige rus, daai Sabbatsrus, maar die ewige rus. Kyk na Hebreërs hoofstuk 3. Ek gaan sommer die hele stukkie van hier af lees, hoofstuk 3 en hoofstuk 4. En so hierdie ding daar uithaal, dat ons verstaan die groot prentjie van die Sabbatsrus. Sabbatsrus is nie elke Sabbatdag aanbid nie. Dis 'n baie groter ding. So, hoofstuk 3, vers 7. Daarom, het julle dit? Hoofstuk 3, vers 7. Hebreërs, hoofstuk 3. Daarom, begin daai skrif, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, onthou, Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3, praat dit met die verskillende gemeentes, en aan die einde van elke een sê hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom te hoor wat die Heilige Gees vir die gemeente sê. So die Heilige Gees praat, en hy sê hierso, die Heilige Gees spreek vandag as jy sy stem hoor, en daai hoor, soos wat jy daai tema ook deur die skrif te kry, is 'n hoor en doen. Is dit nie? Is nie net hoor, ek het vandag van die Heilige Gees gehoor nie, is 'n hoor en doen. Baie dankie menskap. Dankie. Vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hier kom ons weer by 'n harte ding. Verhard julle harte ding nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn. Hy praat nou terug van daai tyd in die woestyn, toe die volk, Moses het daai spioene in die beloofde land, beloofde land ingestuur om dit uit te ken, toe hulle terugkom, toe sê hulle is 'n goeie land, hier is die vrug en so aan, maar daar is reuse daar. En die mense was verbitterd en gesê, nee, ons wil nie ingaan nie, ons wil teruggaan na die vleispotte van Egipte, en al daai mense het gesterf in die woestyn. Julle ken daai storie, ek seker, nee? Okay. Dis die verbittering. Verhard julle harte nie, vers 8, soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie.
Dis 'n sabbatsrus. En nou praat hy daarso van oënskynlik, van die beloofde land. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, dat is weer die hart, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word. Elke dag, solank as dit vandag genoem word, daai is 'n belangrike woord, vandag. Nie op die Sabbat nie, nie op die eerste dag nie, maar vandag. Solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, en ons het net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vasgehou, omdat daar gesê word, dis quoteer die Ou Testament weer, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Wys weer terug na daai, né? Hy praat weer van die hart, wees versigtig. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het nie, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? Die ongehoorsaames sal nie in sy rus gaan nie. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Ek gee nie om op watter dag jy aanbid nie, as daar ongeloof is, sal jy nie ingaan nie. So die kern is geloof, nie die dag nie. Laat ons dan vrees, hoofstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, daardie belofte hou nog stand. Hy wil hê ons moet in sy rus ingaan. Dit nie miskien sal blyk dat iemand wat van julle agtergebly het nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Die belangrikheid was dat hulle moes glo, die Here gaan ons help om in hierdie beloofde land te gaan. Die beloofde land was nie die kern nie, dis die glo wat die kern was. Vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, hy praat nou van die Sabbatdag. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Dis definitief 'n verwysing na die Sabbatdag. Okay. Vers 5, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hy praat daarso van die 7de dag, waar hy van sy werke gerus het, nou sê hy, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, in ander woorde, weer en weer kom hierdie ding uit deur die profete, vandag. Hy wil hê ons moet in die rus ingaan, vandag glo. Soos deur Dawid gespreek is, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, hy praat nou van die beloofde land, wat het geblyk het, daai is nou die rus. Maar as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie aan 'n ander dag daarna gespreek nie.
Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. So daai Sabbatsrus is nog nie vervul nie. Al gaan jy elke Sabbat en dien die Here op daai Sabbat, daar's 'n Sabbatsrus wat nog nie vervul is nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Ons gaan in nie deur ons eie werke nie, maar deur geloof. Dis hoe ons gered word. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Soos niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. In ander woorde, daar's 'n beyewering. Ek soek daai rus, ek wil ingaan, en daai rus is 'n rus in die geloof, en hy noem dit 'n Sabbatsrus. Jy sien? Hy noem dit 'n Sabbatsrus. Dis 'n rus van die werke waar ons nie werk om God te behaag nie, ons glo. Dis die kern van die geloof van die Christen. Is Jesus het die werk gedoen op die kruis van Golgotha. Ons glo, ons vertrou op hom, en daai geloof is ons redding. Vers 12. Ja, ek wil net tot die einde daarso. Sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou sien jy die rus, as jy Openbaring kyk, die einde daarvan, hoe God afkom en sê ek wil saam met my volk wees, ek en hulle. Sien jy die prentjie van Jesus, dit sê in die nuwe Jerusalem, soos wat dit afkom, is daar nie 'n tempel nie, want Jesus is die lig in die middel. So daar's nie nodigheid vir 'n tempel nie, daar's iemand groter as 'n tempel in die middel. Dis Jesus. Daar's nie nodigheid vir 'n Sabbatrus nie, want die hele ding is 'n Sabbatrus. Jy verstaan? Ons gaan in ons Sabbatsrus, en dan is die 1000-jarige vrederyk is 'n rus. Ons gaan in daai rus, en dan die ewigheid. Die Bybel praat min van die res van daai, behalwe dat daar 'n ewige rus is, saam met die Here, wat regeer as koning. So, die hele Sabbat storie kom reg van die begin van die tuin van Eden in, dat dit 'n rus is, in die teenwoordigheid van die Here. Adam en Eva het die heerlikheid van die Here gesien. God het met hulle gestap. Ons kan nie vir God sien nie. Maar Adam, wat perfek was uit daai tyd, kon vir God gesien het, want hy het saam met God gestap elke aand, Adam en Eva, en hulle daai verloor. En so van daaraf is daar 'n belofte dat daai rus weer gevind sal word. Daar kom 'n dag, vandag gaan ons in daai in geloof. Is ons geloof wat ons in daai Sabbatsrus is nie 'n godsdienstige ritueel wat ons doen. Dis vandag, en môre is dit ook vandag, môre is dit ook vandag. Elke dag wandel ons in daai rus in 'n verhouding met Jesus deur geloof. Dis hoe ek dit sien, dis hoe ek die skrifte sien. Vir my is dit nie watter dag ook al ons aanbid nie. God kyk na ons harte. Daai hart van geloof. Ons sê, Here, ons rus van ons werk. Ons werk nie om daarin te kom nie. Ons glo. Dis die storie wat ons lees oral sien, skrif in ons skrifte. Ons is nie, Paulus veral praat in Romeine, Galasiërs en so, dis nie die werke nie, wat ons red nie. Ons geloof dat ons red. Die werke volg, omdat ons glo. Nou is daar 'n vrug van die Gees wat uitvloei. Die verskillende vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede en so aan, al daai vrug vloei uit, want die rus is daar so in ons harte, en dit kan nie anders as om uit te vloei. Ek het baie dinge gemis, maar ek dink dis genoeg vir nou. Okay.